Deel 3.2 Die tweede besoek aan Jerusalem, 'n beslissende oomblik. Tot dusver het ons gesien dat Paulus na sy bekering uiteindelik deur Barnabas aan die apostels voorgestel was en deur hulle ontvang was. Tog voer sommige kritici aan dat hierdie eerste aanvaarding slegs tydelik of oppervlakkig was en dat die apostels later besef het Paulus verkondig 'n ander evangelie. Indien dit waar was, behoort ons juis by Paulus se volgende besoek aan Jerusalem die breuk te sien. Maar dit is nie wat die skrif beskryf nie. Inteendeel, die tweede groot ontmoeting tussen Paulus en die leiers van die Jerusalem gemeente word een van die sterkste bevestigings van sy bediening. Waarom gaan Paulus weer Jerusalem toe? Paulus beskryf hierdie besoek in Galasiërs hoofstuk 2. Hy skryf as volg: Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnaba en Titus ook saamgeneem. Hierdie besoek vind baie jare na sy bekering plaas. Teen hierdie tyd het Paulus reeds vir 'n geruime tyd onder die Adamiese nasies waarin Israel verstrooi was, gearbei. Hy het gemeentes gestig, hy het die evangelie verkondig, hy het reeds baie lyding verduur. Met ander woorde, hierdie is nie meer die onbekende Saul van Tarsus nie. Hierdie is nou Paulus, die sendeling. En tog gaan hy weer na Jerusalem. Hierdie feit alleen verdien aandag. Indien Paulus homself as volkome onafhanklik van die Jerusalem gemeente beskou het, waarom sou hy herhaaldelik terugkeer? Waarom sou hy sy bediening onderwerp aan gesprek met die mense wat volgens sy kritici geen gesag oor hom gehad het nie? Die antwoord lê in Paulus se eie woorde. Sodat ek nie te vergeefs sou loop nie. Galasiërs 2 vers 2 is een van die belangrikste verse in hierdie hele debat. Paulus sê, maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig, en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeefs sou loop of geloop het nie. Hierdie vers word soms verkeerd verstaan. Sommiges beweer Paulus was onseker of sy evangelie reg was, maar dit is nie wat die teks sê nie. Paulus het reeds in Galasiërs 1 beklemtoon dat sy evangelie deur openbaring van Yeshua ontvang is. Hy twyfel nie aan die oorsprong daarvan nie. Waaroor gaan dit dan? Die konteks wys dat Paulus besorg was oor die eenheid van die gemeente. Indien Jerusalem en die sending onder die nasies uiteenlopende rigtings sou inslaan, sou dit geweldige skade aan die evangelie veroorsaak. Paulus wil dus seker maak dat daar openbare eenheid bestaan. Nie omdat sy evangelie afhanklik is van menslike goedkeuring nie, maar omdat verdeeldheid die getuienis van die gemeente sou benadeel. Hier sien ons iets besonders van Paulus se karakter. Hy is nie 'n eensame rebel wat niemand nodig het nie. Hy soek eenheid, hy begeer gemeenskap. Hy wil hê dat die evangelie met een stem verkondig moet word. Waarom 'n privaat vergadering? Paulus sê hy het die evangelie afsonderlik aan die aansienlikes voorgelê. Waarom privaat? Waarskynlik om onnodige verdeeldheid te voorkom. Hierdie beginsel stem ooreen met Yeshua se eie onderrig. In Matteus hoofstuk 18 leer Yeshua dat moeilike sake eers privaat hanteer behoort te word, voordat dit openbaar gemaak word. Die doel was nie om iets weg te steek nie. Die doel was om vrede te bevorder. Wanneer leiers eers saamstem oor die waarheid, voorkom dit onnodige verwarring onder gewone gelowiges.
Hierdie wysheid sien ons ook later in Handelinge hoofstuk 15. Titus, die lewende toetsgeval. Paulus bring nie net Barnabas saam nie, maar hy bring ook Titus. Waarom? Omdat Titus waarskynlik 'n onbesnede Griek was. Hy word die lewende voorbeeld van die vraag wat die hele gemeente besig gehou het. Moet 'n gelowige uit die nasies eers 'n Judeër word voordat hy gered kan word? Hierdie vraag sou later die kern van die Jerusalem vergadering vorm. Indien die Jerusalem apostels werklik geleer het dat elke gelowige uit die nasies eers besny moes word om gered te word, sou Titus onmiddellik as toetsgeval gebruik word. Maar kyk wat sê Paulus. Titus was nie gedwing om besny te word nie. Galasiërs 2 vers 3 verklaar, maar selfs is Titus wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is. Hierdie vers is uiters belangrik. Waarom? Omdat dit openbaar gebeur. Die leiers van Jerusalem weet wie Titus is. Hulle weet hy is 'n Griek. Hulle weet hy is onbesnede, en tog word hy nie gedwing om besny te word nie. Hierdie feit alleen weerlê baie van die moderne beweringe dat Jerusalem en Paulus twee verskillende evangelies verkondig het. As daar werklik twee evangelies was, sou hierdie die ideale oomblik gewees het om Paulus reg te help. Maar dit gebeur nie. Wie was die valse broeders? Paulus verduidelik waarom hierdie onderwerp ontstaan het. Hy skryf in Galasiërs 2 vers 4, vanweë die ingesmokkelde valse broers wat ingesluip het. Let mooi op, wie veroorsaak die konflik? Nie Petrus nie, nie Jakobus nie, nie Johannes nie, nie Barnabas nie. Paulus identifiseer die probleem by valse broeders. Hierdie onderskeid is noodsaaklik. Baie mense lees Galasiërs asof Paulus teen die apostels skryf, maar hy sê self iets anders. Hy sê sekere mense het van buite af probeer om die gemeente in slawerny te bring. Die konflik is dus nie tussen Paulus en die apostels nie. Die konflik is tussen die evangelie en mense wat die evangelie wou verdraai. Dieselfde patroon sien ons later in Handelinge hoofstuk 15. Paulus se standvastigheid. Paulus gaan voort. Galasiërs 2 vers 5, aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie. Waarom was Paulus so standvastig? Omdat die waarheid van die evangelie op die spel was. Hier moet ons egter versigtig wees. Paulus praat nie teen gehoorsaamheid aan Elohim nie. Hy praat teen die idee dat mense deur menslike vereistes geregverdig kan word. Dit is presies dieselfde saak wat later tydens die Jerusalem vergadering in Handelinge hoofstuk 15 bespreek word. En dit bring ons by een van die belangrikste gedeeltes in hierdie hoofstuk. Die pilare van die gemeente. Nou bereik ons Galasiërs 2 vers 9. Hier lees ons as volg. En toe hulle merk die guns wat aan my gegee is, het Jakob en Kefa en Johanan, wat as pilare geag is, aan my en Barnaba die regterhand van gemeenskap gegee. Hierdie enkele vers is waarskynlik die moeilikste teks vir enige anti-Paulus teorie om te verklaar. Let op die besonderhede. Die drie belangrikste leiers van Jerusalem word genoem, Jakobus, Petrus en Johannes. Paulus noem hulle self pilare. Hy erken dus hulle belangrike posisie. Maar belangriker nog, wat doen hierdie drie manne? Verwerp hulle Paulus? Nee. Korrigeer hulle sy evangelie? Nee. Ontmasker hulle hom? Nee.
Hulle gee aan hom en Barnabas die regterhand van gemeenskap. Wat beteken die regterhand van gemeenskap? Vir moderne lesers klink dit soos 'n eenvoudige handdruk, maar in die antieke nabye Ooste het hierdie gebaar veel dieper betekenis gehad. Dit was 'n openbare teken van wederwysige erkenning, vertroue, vennootskap, samewerking en verbondenheid. Dit was veel meer as hoflikheid. Dit was 'n bevestiging dat twee partye saam aan dieselfde saak werk. Wanneer Jakobus, Petrus en Johannes dus aan Paulus die regterhand van gemeenskap gee, doen hulle iets baie betekenisvol. Hulle verklaar openlik, ons erken hierdie bediening, ons erken hierdie roeping en ons erken hierdie medewerker. As hulle geglo het Paulus verkondig 'n ander evangelie, sou hierdie gebaar ondenkbaar gewees het. Die regterhand is nie blote verdraagsaamheid nie. Sommiges probeer hierdie gedeelte afwater deur te sê, die apostels het hom maar net verdra. Maar dit is nie wat die teks sê nie. Die teks sê nie, hulle het besluit om met hom uit te hou nie. Dit sê nie, hulle het maar saamgeleef ten spyte van groot leerstellige verskille nie. Inteendeel, Paulus sê, toe hulle merk die guns wat aan my gegee is. Met ander woorde, hulle het iets raak gesien. Hulle het Elohim se werk in Paulus herken. Die woord genade of guns verwys hier nie bloot na redding nie. Dit verwys na die gawes en bediening wat Elohim aan Paulus gegee het. Hulle erken dus dat sy apostelskap van Elohim afkomstig was. Dit is veel sterker as bloot verdraagsaamheid. Dit is geestelike erkenning. Waarom is hierdie erkenning so belangrik? Hier moet ons die groter prentjie raak sien. Of kritici dit glo of nie, vereis die anti-Paulus teorie dat ons moet glo, Petrus was mislei, Jakobus was mislei, Johannes was mislei, Barnabas was mislei, Lukas was mislei en Jerusalem gemeente was mislei. Maar terselfdertyd moet ons glo dat moderne lesers, byna 2000 jaar later, die situasie beter verstaan as die mense wat self saam met Yeshua geleef en Paulus persoonlik geken het. Dit is 'n buitengewone aanspraak. Die skrif gee geen aanduiding dat hierdie pilare naïef of ononderskeidend was nie. Inteendeel, die Nuwe Testament wys telkens dat hulle vals leraars ernstig opgeneem en getoets het. Daarom dra hulle erkenning van Paulus besondere gewig. Tot op hierdie punt word die getuienis al sterker. Paulus se bediening word nie net geduld nie, dit word deur die 3 voorste leiers van die Jerusalem gemeente erken. Die sogenaamde regterhand van gemeenskap was nie 'n toevallige hoflikheidsgebaar nie, maar 'n openbare bevestiging van vennootskap in dieselfde evangelie en dieselfde sending. Was daar 2 evangelies? Ons kom nou by een van die mees aangehaalde gedeeltes in die hele Paulus-debat. Anti-Paulus skrywers voer dikwels aan dat Galasiërs hoofstuk 2 bewys dat Petrus en Paulus 2 verskillende evangelies verkondig het. Volgens hierdie beskouing was Petrus se evangelie bedoel vir die Judeërs, terwyl Paulus 'n nuwe evangelie vir die heidene ontwikkel het. Op die oog af klink Galasiërs 2 vers 7 dalk asof dit hierdie gevolgtrekking ondersteun. Paulus skryf, maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Kefa die vir die besnedenis. Indien hierdie vers geïsoleerd gelees word, kan dit maklik verkeerd verstaan word. Daarom moet ons
dieselfde beginsel toepas wat ons deurgaans in hierdie studie sover gevolg het. Geen teks mag los van sy onmiddellike en breër konteks geïnterpreteer word nie. Wanneer Galasiërs hoofstuk 2 volledig gelees word, verdwyn die gedagte van twee evangelies feitelik onmiddellik. Wat sê die teks werklik? Die eerste vraag is eenvoudig, wat sê die teks? En net so belangrik, wat sê dit nie? Die teks sê, Paulus het 'n bediening onder die onbesnedenis ontvang, Petrus het 'n bediening onder die besnedenis ontvang. Maar die teks sê nêrens dat daar twee boodskappe was, dat daar twee verskillende planne van redding was, dat Petrus iets anders as Paulus verkondig het, dat een groep deur 'n ander evangelie gered is as die ander nie. Hierdie onderskeid is uiters belangrik. Die teks praat van twee sendingvelde, nie van twee evangelies nie. Ek herhaal dit weer. Die teks praat van twee sendingvelde, nie van twee evangelies nie. Die sendingveld verskil, nie die evangelie nie. Om hierdie beginsel te verstaan, kan ons aan moderne sendingwerk dink. 'n Sendeling kan na Duitsland gestuur word, 'n ander na Italië, 'n derde na Australië. Hulle het verskillende tale, verskillende kulture, verskillende gebruike, maar hulle verkondig dieselfde evangelie. Niemand sou beweer dat daar nou 3 evangelies bestaan nie. Presies dieselfde sien ons hier. Petrus se bediening was hoofsaaklik onder die Judeërs. Paulus sin hoofsaaklik onder die nasies waarheen Israel verstrooi was. Die gehore verskil, maar nie die boodskap nie. Die konteks bewys dit. Ons hoef nie hieroor te spekuleer nie. Die volgende vers verduidelik dit self. Galasiërs 2 vers 8 sê, want hy wat Kefa bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, het my ook bekragtig met die oog op die heidene. Broers en susters, mede-volksgenote, ek wil graag noem, in hierdie konteks van die skrif verwys 'n heiden na 'n persoon wat nie in verbond is met die Allerhoogste nie. Dit verwys ook verder spesifiek na verheidense Israeliete wat in verstrooiing was. Dit is 'n onderwerp vir bespreking vir 'n ander keer. Ons gaan voort. Let op wat Paulus beklemtoon. Hy sê nie twee meesters nie. Hy sê nie twee geeste nie. Hy sê nie twee evangelies nie. Hy sê dieselfde Elohim het albei bedieninge bekragtig. Hierdie vers vernietig feitelik die hele twee evangelies teorie. Die bron is dieselfde, die sender is dieselfde, die gesag is dieselfde, slegs die primêre arbeidsveld verskil. Petrus self weerlê die twee evangelies teorie. Indien iemand wou beweer dat Petrus en Paulus verskillende evangelies gehad het, sou Petrus se eie optrede dit moes bevestig. Maar gebeur dit? Glad nie. Ons hoef net terug te gaan na Handelinge 10. Daar roep Elohim vir Petrus na Kornelius. Kornelius was nie 'n Judeër nie. Hy was 'n Romeinse offisier. Petrus verkondig die evangelie aan hom. En wat gebeur? Die afgesonderde gees word op die heidene uitgestort. Handelinge 10 vers 44 tot 48 verklaar, en toe Kefa nog besig was om hierdie woorde te praat, het die afgesonderde gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Kefa gekom het, was verbaas dat die gawe van die afgesonderde gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en Elohim groot maak. Toe het Kefa begin praat. Niemand kan tog die water weer
dat hierdie mense wat net soos ons die afgesonderde Gees ontvang het, nie gedoop word nie? En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Meester. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Nou ontstaan 'n belangrike vraag. As Petrus slegs die Judeese evangelie gehaat het, waarom verkondig hy die evangelie aan Kornelius? Waarom ontvang Kornelius die Gees? Waarom word hy gedoop? Die antwoord is eenvoudig, omdat Petrus dieselfde evangelie verkondig. Petrus se eie gevolgtrekking. Nadat Kornelius tot geloof gekom het, sê Petrus in Handelinge 10 vers 34, ek sien waarlik dat Elohim geen aannemer van die persoon is nie. Hier sien ons Petrus se eie verstaan ontwikkel. Hy besef dat die evangelie nie uitsluitlik vir Judeërs bedoel is nie. Dit beteken nie Israel verloor sy besondere plek in Elohim se raadsplan nie. Dit beteken wel dat die Adamiese nasies waarheen Israel verstrooi was, nou ook deur geloof in Yeshua deel kry aan die beloftes. Dit is presies dieselfde evangelie wat Paulus later verkondig. Die Jerusalem-vergadering bevestig dieselfde waarheid. Nou kom ons by Handelinge 15. Hier vind waarskynlik die belangrikste vergadering in die geskiedenis van die vroeë gemeente plaas. Die vraag was nie, wie is die ware apostel nie? Die vraag was, moet gelowiges uit die nasies eers besny word om gered te word? Dit is noodsaaklik om hierdie vraag reg te verstaan. Die debat gaan nie oor die waarde van besnydenis as verbondsteken nie. Dit gaan oor redding. Sekere mense het ingekom en geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moshe nie, kan julle nie gered word nie. Handelinge 15 vers 1. Hier lê die probleem. Die eis was nie bloot word besny nie. Die eis was word besny om gered te word. Daar is 'n groot verskil. Dit is teen hierdie laasgenoemde leer dat Paulus en Barnabas stand inneem. Paulus staan nie alleen nie. Baie anti-Paulus leraars stel Handelinge 15 voor, asof Paulus alleen teen Jerusalem geveg het, maar dit is eenvoudig nie wat Lukas beskryf nie. Handelinge 15 vers 2 sê, toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Shaul en Barnaba teen hulle ontstaan het nie. Let op, Paulus staan nie alleen nie. Barnabas staan langs hom. Die gemeente van Antiochië stuur hulle saam Jerusalem toe. Die saak word nie deur Paulus alleen beslis nie. Dit word aan die apostels en ouderlinge voorgelê. Hier sien ons weer Paulus se gesindheid. Hy probeer nie onafhanklik optree nie. Hy onderwerp die saak aan die gemeente se leiers. Petrus staan op. Nou gebeur iets merkwaardigs. Na baie bespreking staan Petrus op. Handelinge 15 vers 7 sê, en toe daar 'n groot woordewisseling plaasgevind het, het Kefa opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat Elohim lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Hier verwys Petrus natuurlik terug na Kornelius en sy huishouding. Hy herinner die vergadering daaraan dat Elohim self reeds hierdie vraag beantwoord het. Dit was nie Paulus wat eerste na die heidene gegaan het nie. Dit was Petrus. En Elohim het self sy goedkeuring getoon deur die uitstorting van die afgesonderde Gees. Hierdie punt is van enorme betekenis. Petrus gebruik sy eie ervaring om Paulus se standpunt te ondersteun, nie te weerspreek nie. Petrus se slotsom.
Petrus sluit sy toespraak af met woorde wat feitelik identies is aan Paulus se evangelie. Hy sê in Handelinge 15 vers 11, maar ons glo dat ons deur die guns van die Meester, Yeshua die Messias, gered word op dieselfde manier as hulle ook. Hier moet ons stadig lees. Wie praat? Petrus. Wat sê hy? Dat redding deur die genade van Yeshua kom. Vir wie? Vir Judeërs en vir heidene. Deur dieselfde genade, nie twee evangelies nie, nie twee maniere van redding nie, maar eerder een verlosser, een genade, een evangelie. Waarom is Petrus se woorde so belangrik? Hier ontstaan 'n ernstige probleem vir die anti-Paulus standpunt. As Petrus en Paulus twee verskillende evangelies gehad het, waarom verkondig Petrus presies dieselfde grondslag van redding? Waarom ondersteun hy Paulus se standpunt voor die hele vergadering? Waarom herinner hy almal aan Kornelius? En waarom wys hy daarop dat Elohim reeds die heidene aanvaar het? Die eenvoudigste verklaring is die een wat Lukas self gee. Petrus en Paulus was nie besig om twee verskillende evangelies te verdedig nie. Hulle het saam dieselfde evangelie verdedig teen mense wat redding wou verbind aan 'n voorwaarde wat Elohim nie gestel het nie. Die stilte na Petrus se toespraak. Na Petrus se toespraak gebeur iets baie interessant. Handelinge 15 vers 12 sê, en die hele menigte het geswyg. Waarom? Omdat Petrus se getuienis groot gewig gedra het. Hy was nie net nog 'n spreker nie. Hy was die apostel wat Elohim gebruik het om eerste die evangelie aan Kornelius te bring. Sy getuienis het die rigting van die vergadering verander. Daarna kry Paulus en Barnabas geleentheid om die tekens en wonders te vertel wat Elohim onder die nasies gedoen het. Weereens staan hulle nie teen Petrus nie, hulle bou voort op sy getuienis. Die getuienis vorm 'n eenheid. Teen hierdie punt behoort die patroon reeds duidelik te wees. Die volgorde is betekenisvol. Eers spreek Petrus, dan vertel Paulus en Barnabas van Elohim se werk, en daarna neem Jakobus die woord. Dit is nie 3 botsende toesprake nie. Dit is 3 getuienisse wat mekaar bevestig. Hierdie volgorde alleen behoort ons versigtig te maak om later kunsmatige teenstellings tussen hierdie manne te skep. Die skrif self doen dit nie. Inteendeel, Lukas wys doelbewus hoe hulle getuienisse saamvloei tot een besluit. Tot dusver het die idee van 2 evangelies geen steun in die skrif gevind nie. Galasiërs hoofstuk 2 spreek van 2 sendingvelde, nie 2 boodskappe nie. Petrus se bediening aan Kornelius bevestig dat dieselfde evangelie ook aan die nasies verkondig was. En tydens die Jerusalem vergadering verdedig Petrus self dieselfde grondslag van redding wat Paulus verkondig. In deel 3.3 bereik ons die hoogtepunt van die Jerusalem vergadering, Jakobus se uitspraak. Ons sal ondersoek waarom die broer van Yeshua, wat as die leidende figuur van die Jerusalem gemeente beskou was, nie Paulus teregwys of verwerp nie, maar die vergadering afsluit met 'n besluit wat die eenheid tussen Jerusalem en Paulus se sending bevestig. Daarna sal ons ook begin met die ontleding van die Antiochië voorval in Galasiërs hoofstuk 2, 'n teks wat dikwels verkeerd aangehaal word as sogenaamde bewys dat Paulus en Petrus in leerstellige konflik met mekaar was. Hierdie 2 gedeeltes vorm saam die beslissende toets van die bewering
dat daar 2 mededingende bewegings in die eerste eeuse gemeente bestaan het. Kyk gerus uit vir die volgende deel in hierdie reeks. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Selah.